worship foreign God, nor any other creation. Yes, you are my heart's desire, Lord. We worship your name, Jesus. The Spirit without measure, to your name I will bring sacrifice. Kom ons sing het saam vanmorgen. Lift my hands. Thank you, Jesus. Terwyl die musiek speel, kom ons aanbid net so 'n bietjie die koning daar waar jy staan vanmorgen. Kom ons vertel net vir die Here hoe wonderbaar is hy. Hallelujah. There's no one like our God. He's the King of Kings, the Lord of Lords, the bright and morning star, the Holy One of Israel, the great I am, the High Priest. Hallelujah. Here ons aanbid U vanmorgen. We want to lift up our hands as a token of our love this morning. Here ons het U lief met alles binne ons. Ons wil U aanbid met alles binne ons vanmorgen. We welcome you, Holy Spirit. You are so welcome. Heilig, heilig, heilig is die Here. Groot is die werke van sy hande, Here. Oh, we love you, Holy Spirit. You are so awesome. Oh, Robondo, Robo, Yende, Rebo, Yenda, Rabo, Yende, Rebo, Yende, Rebo, Yende. Yes, Jesus. Yes, you are my heart's desire, Lord. My heart's desire. The Spirit without measure, to your name I will bring sacrifice. Yes, Jesus, your name I will bring sacrifice. Yes, Jesus, we worship you, we love you, Lord. Sacrifice. Yes, we love you, Jesus. We worship your name, Father. There's no one like you. Here, daar is niemand soos U nie. Here, ons aanbid U net vanmôre, ons eer U net vanmôre. U is so welkom in ons midde, Heilige Gees. Werk soos U wil, beweeg soos U wil. Ons submit ons vanmôre net onder die gesag van die Heilige Gees vanmôre. Here, ons is niks nie, U is alles. Maak ons minder dat U kan meer word vanmôre in ons lewe. Dankie, Here, dat ons vanmôre met U kan aanbid vir wie U is. Nie vir wat ons gaan kry nie, maar vir die groot God wat ons het, Vader. We love you, Jesus. We worship your name, Ons eer U, Here, dat ons vanmôre net in die teenwoordigheid kan wees. Dankie dat jy my vanmôre gaan salf. Here, ek is net die posman. Dis U boodskap wat ek moet oordra. Daarom bid ek dat jy my vanmôre sal salf. Here, U woord is al reeds gesalf. Maar salf my elkeen om te verstaan. En ons bid dat jy elke gedagte sal gevange neem tot gehoorsaamheid aan die woord. Elke gees wat nie van die Here af is nou gebind in hierdie plek vanmôre. En ons loof en ons eer en ons aanbid U in Jesus naam. En die kinders van die Here sê amen. Amen. U kan die sitplekke neem, baie dankie. Ek wil vra om die Bybel saam met my oop te maak in Efesiërs 4 vanaf vers 1. Efesiërs 4 vanaf vers 1, ons gaan vandag met julle praat oor die hartsverlange van God. Wat is God se hartsverlange? Ons het vanmôre gesing, ons verlange is om God te aanbid. Maar ek wil hê vanmôre weer dat God het ook 'n droom vir ons, vir hierdie kerk en vir u. God het ook 'n hartsverlange vir sy kerk. En as ek praat van die kerk, dan praat ek van die eklesia. Nou die woord eklesia beteken die bloedgewaste kinders van die Here. Dit beteken nie vanmôre die volle evangelie kerk, AGS, PPK, Pinksterkerk, NG Kerk, wat ook al die, as ek praat van die kinders van die Here, ek praat van die kerk, dan praat ek van die liggaam van Jesus Christus. Halleluja. Jy sien, Jesus kom nie om 'n kerk, 'n genootskap te kom, maar hy kom om sy kerk te kom. Halleluja. Solank ons net daar gereed is.
Nou kom ons maak ons Bybels oop vanmôre uit die woord van die Here in Efesiërs 1. Hy sê daar, ek vermaan julle dan ek die gevangene in die Here om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is, met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde verdra, en ernstig strewe om die eenheid van die gees te bewaar deur die band van die vrede. Dit is een liggaam en een gees, soos julle ook geroep is, en een hoop van julle roeping. Een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal en in julle almal is. Maar in elkeen van ons is die genadegawe gegee volgens die mate van die gawe van Christus. Halleluja, vers 8. Daarom sê hy, toe hy opgevaar het in die hoogte, het hy die gevangenes gevangen geneem en gawes aan die mense gegee. Maar dit, hy het opgevaar, wat beteken dit anders as dat hy ook eers neergedaal het in die onderste dele van die aarde? Hy wat neergedaal het is dieselfde as hy wat opgevaar het bokant al die hemele, sodat hy alles tot volheid kan bring. En hy het gegee sommige as apostels, anders as profete, anders as evangeliste, anders as herders en leraars, om wat te doen? Kom ons kyk vers 12. Om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk tot opbouing van die liggaam van Christus, totdat ons almal kan kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus, sodat ons nie meer kinders sou wees nie, soos die golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van lering, deur die bedreery van die mense, deur sleeheid om lustiglik te dwaling te bring, maar heil terwyl hy ons in die liefde, die waarheid betrag en alles so opgroei in hom wat die hoof is, naamlik Christus, uit wie die hele liggaam goed saamgevoeg, saamverbind deur die ondersteuning van elke lid gee, volgens die werking van die afsonderlike deel in sy mate, die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbouing in die liefde. Kom ons bid net saam. Vader, ek bid dat U my vanmôre sal salf. Dankie vir die woord, Here, en dankie dat ons weet vanmôre daar gaan resultate op U woord wees, Here, want U woord sê dat U woord kan nooit ledig terugkeer nie, maar dit sal gaan na wie toe dit gestuur is. In Jesus naam. Amen. Nou hierdie gedeelte praat baie van die kerk en hoe die kerk saamgebind is en hoe die Here vir die kerk gegee het, sommige as herders, sommige as apostels, en ons ken al hierdie gedeelte, evangeliste en leraars en al hierdie goede. So die Here het die kerk saamgevoeg, en weer eens wil ek net jy moet dit baie mooi hoor, ek praat nie van 'n spesifieke kerk, ek praat van die eklesia, die bloedgewaste kinders van die Here. So nou die Here gekom en hy het die mens gemaak. Die dag toe hy my en u gemaak het, het hy ons met 'n spesifieke doel gemaak, en wat belangrik is vanmôre om te weet dat elke mens is gemaak uit 'n gees, 'n siel en 'n liggaam. Almal van ons het 'n gees, 'n siel en 'n liggaam. So wat my die mens maak, is die feit dat ek 'n gees, 'n siel en 'n liggaam het. Al het ek vandag 'n siel gehad, 'n siel bestaan uit 'n wil, 'n intellek en emosie. Al het ek vandag 'n wil, 'n intellek en emosie gehad, maar ek het nie 'n liggaam gehad nie, was ek nie 'n mens nie. Kom aan kerk, was sou nie 'n mens gewees het nie. Was ek vandag net 'n gees gewees, dan sou ek nie mens gewees nie. Was ek net 'n liggaam sonder 'n wil, 'n intellek en emosie, 'n sielsaspek, was ek nie 'n mens nie. So met ander woorde, God het die mens gemaak om in 'n eenheid te wandel. Ek moet in 'n eenheid met myself wees, en ek is 'n gees, 'n siel en 'n liggaam. Net soos God gesê, hy maak die kerk en hy vergelyk die kerk met 'n liggaam. Met 'n liggaam. En nou 'n liggaam bestaan vanmôre nie net uit 'n kop uit nie. Nou my seun studeer medies en hy sê nou die dag vir my pa, ek moes gaan bystaan waar hulle mense, wel ons weet hulle werk op kadavers, maar onder andere moes hy toe gaan bystaan waar hulle plastische chirurgie doen. Hy moes gaan bystaan en hy sê vir my pa, die ergste was toe ek daar kom, is aan net 20 koppe baraas. Maar dis nie mense nie. Ek sê vir hom, is jy nie sleg gevoel nie? En hy sê nee pa, dis 20 koppe, dis nie mense nie. Ek sê, bedoel is die mense, en hy sê, dis die kop van die mens, maar dis nie die mens nie. Toe besef ek, dis hoe God ook werk. Hy het 'n mens gemaak, en net soos die liggaam van Christus, bestaan nie net uit 'n kop uit, of net uit 'n hand uit, of net uit 'n voet uit, of net uit 'n hart, of 'n lewer, of ietsie. Die hele liggaam, net soos my liggaam, 'n kop en 'n hart en longe en alles het, en goed saamgevoeg het God ook die kerk gemaak, en hy sê, van ons is evangeliste, van ons is leraars, van ons is herders, van ons is wat ook al in die liggaam van Christus, profete en al hierdie goed. Hy sê, ek vat dit saam en ek maak een liggaam
sodat die liggaam daar gestel is om die gemeente op te bou tot die volle grootheid waarvoor God die gemeente hier geplaas het. Nou kerk van die Here, hoor mooi vanmôre, hoor mooi, die duiwel met al sy magte gaan nie hierdie kerk uitmekaar uitskeer nie. Kom maar, ek wil dit vanmôre moet dit hoor. Iemand bel my in die week en sê, pastoor, ons kerk gaan leegloop. Ek wil vanmôre sê, dis God se kerk. Halleluja. En as God saamgevoeg het, kan geen mens skei nie, sê die woord van die Here. En ek is nie hier om vir u te probeer opsweep vanmôre, maar ek wil vanmôre vir u sê, God het elkeen van u in hierdie gemeente geplaas met 'n spesifieke doel. Van u is die hande, van u is die ore, van u is die oë, van u is die hart, van u is die voete, maar hulle is goed saamgebind tot opbouing van die liggaam van Jesus Christus. En die doel, God se droom, God se plan, God se hartsverlange van die kerk is dat die kerk sal saamwerk vir een doel vir oë. Dis om die hel te laat krimp en die koninkryk van die Here uit te bou. Halleluja. Hoor kerk van die Here, ons worstelstryd is nie vlees en bloed nie, is nie onder mekaar nie. God het ons hier geplaas om die duiwelse werke te verbreek, om die liggaam van Jesus op te bou. Halleluja. Dis hoekom die Here die kerk daar gestel het. Die Here het ook die gemeente, volle evangelie kerk met 'n spesifieke doel in hierdie kerk, in hierdie dorp geplaas. Dis 'n doel, net so die AGS se doel, net so die PPK doel, net so die onafhanklike kerk of NG Kerk, hervormde kerk, almal het 'n doel waarvoor God hulle in hierdie dorp geplaas het. Halleluja. God het ons almal geplaas met 'n spesifieke doel. Nou kom die Here en ek wil vir jou twee maniere vanmôre bring. Hoe gaan God sy liggaam opbou? Hoe gaan God sy liggaam opbou? So kom ons kyk heel eerste. God het verskillende kerkgenootskappe gemaak. Nou ek preek in geen kerk vanmôre nie, maar het elke dink hulle sit my in 'n sisterskerk. Ek sou nie survive het nie. Man, ek is eerlik, niks teen die sisterskerkie, ek sou net nie survive het nie. Hulle sou my die eerste weg met my hartprekery en my skreeuery en my springery en alles wil my weggejaag het. Hulle sou my weggejaag het. Want dis nie wie ek is nie, dis nie wie Wynand is nie. Hoor mooi. En ek kraak hulle nie af nie, net so is daar van hulle wat nooit in hierdie kerk sal aanpas nie. Kom aan, hulle sal nie aanpas nie. Ek het 'n fantastiese vriend. Hy het nou die dag afgetree, een van die dominees daar in die dorp. Ek en hy is die langste van die predikante daar in die dorp, daar by ons. En weet jy, ek en hy bel mekaar gereeld en ons bid saam, ons kuier saam. Maar nooit sal ek hom op my kansel toelaat nie. Want ek gaan nie inpas nie. Nooit gaan hy my op sy kansel toelaat nie, want ek sal nie daar aanpas nie. Beteken dit nou vanmôre, ons is nie in 'n eenheid nie? Nee, ons is in 'n eenheid. Ons is lief vir mekaar. Ons gee vir mekaar om, maar ons verskil van mekaar. Net so het God ons verskillende gemeentes gemaak. Hy het ons verskillend van mekaar gemaak en ons moet vandag verstaan, dis reg om te verskil. Kom aan kerk, dis reg om te verskil. Daar is tye wanneer ons moet verskil. Daar is sekere goed wat ek net weet, ek anderster bedien en anderster is, selfs binne die volle evangelie kerk is daar kerke wat my nie gaan wil hê nie. Ernstig. Want ek weet, daar is ander wat nie my bediening gaan geniet nie, wat nie gaan bedien, my bestuurstyl gaan bedien nie, van hou nie. Ons verskil van mekaar, maar God het nooit gesê, ons moet mekaar haat nie. Hy het nooit gesê, ons moet nie vir mekaar lief wees nie. Hy het nooit gesê, inteendeel, hy het 'n spesifieke kerk gemaak, sodat mense aan daardie kerk behoort, daar kan aanklank vind, en God se werk daar kan vorentoe gaan. Net so het God hierdie kerk gesit, dat mense hier kan behoort, dat sy werk hier kan voortgaan, want jy sien, ons dien 'n slim God. Hy het geweet mense verskil van mekaar. Hy het geweet ons verskil van mekaar. Maar dan het hy ook vir die gemeentes gegee en gesê, in elke gemeente gaan ek sekere mense daar plaas. Sekere mense gaan ek daar plaas. Nou kerk, ek moet nou nie verkeerd verstaan nie. Ek wil nou nie geen pastoor kritiseer wat in die verlede hier was of wat nog gaan kom nie. Maar hoor gemooi, hierdie kerk het nooit aan pastoor Predon behoort nie. Hierdie kerk het nooit aan pastoor John behoort nie. Hierdie kerk het nooit in die Noordwes streek in die opsiener behoort nie. Het nooit aan Wynand behoort nie. Hierdie kerk behoort aan Jesus Christus. So ons bou die koninkryk op en nie die mens nie.
Niks teen die mens nie, ek hou van die mens, ek is lief vir pastoor John, ek en pastoor Preer, ons vandag nog vriende, ons bel mekaar nog steeds, ons lief vir mekaar, maar hoor gemooi, almal van hulle sal vanmôre saam met my stem, ons bou die koninkryk van God, en nie die koninkryk van 'n mens nie. En mag die mens nooit die eer kry nie, mag ek as pastoor, as opsiener, nooit eer kry nie, maar dat Jesus altyd verheerlik sal word, want dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor sy koninkryk, halleluja. Gaan oor die Here, halleluja. En nou sê die woord van die Here vir ons, hy gee vir ons verskillende bedienings. Nou ek weet vanmôre, wat is my sterkpunt in die bediening? Ek weet wat my sterkpunt is. As jy vir mense sal vra in my gemeente, wat is my sterkpunt, sal hulle vir jou twee goed sê. Hulle sê, of my sê, pastoor, jy's 'n leier, jy's 'n bestuurder, want ek het bestuur gestudeer, so hulle sal dit vir my sê, ek weet dit. En die tweede ding is my sê, jy's 'n teacher. Jy hou van teach. Nou ek bied woordskole aan, ek teach en ek al my preke, nie dat ek nie evangelisties kan preek nie, maar ek onthou die dag toe ek in die bediening gekom het. Dis nou amper 30 jaar terug. Toe ek net evangelisties gepreek, maar God het my laat groei in my bediening sodat ek vandag 'n leraar kan wees. Ek kan mense goed leer en ek het 'n profetiese bediening. Maar iets waarin mense in my gemeente vir my sal sê, iets waarin ek nie baie sterk is nie, is miskien 'n herderlike bediening. Alhoewel hulle sê ek is 'n goeie herder, maar ek weet ek is nie. Ek kan baie beter wees. En die rede daarvoor is, ek is die ou wat elke dag by mense wil gaan koffie drink, en ek drink nie koffie nie. Ek sê een keer en miskien in 2 dae koffie drink. Ek is nie vir iemand wat heeldag by jou huis gaan kom lê nie. Ek het 'n stelsel by my in die gemeente, as jy wil hê ek moet kom kuier, dan vul jy 'n vorm en jy gooi dit in die offerande sakkie, dan kom kuier ek vir jou. Maar ek is ook iemand, as jy my 12 in die nag wakker bel en sê jy siek, dan sal ek ry. Daarmee het ek 'n probleem nie. Wanneer jy my nodig het, sal ek daar wees. Maar nou die Here, hoor nou gou mooi, hoe werk die Here? Nou kom die Here en hy gee vir my 'n assistent. Hoor die boodskap vanmôre, kerk. Hy gee vir my 'n assistent. By the way, jy almal ken hom, dis my seun. Nou my seun kan net so preek soos ek, maar wat hy is, hy het 'n herderlike hart. Moenie worry, hy gaan nie hiernatoe kom nie, ek sê net vir u. Moenie worry, ek probeer hom net nie promote nie. Maar wat ek probeer vir sê, nou ek is glad nie musikaal nie. Hy kan enige instrument bespeel. Hy kan klavier speel, hy kan keyboard speel, hy kan drum speel, hy kan gitaar speel, hy kan sing. Maar hy het 'n herderlike. Dan sal hy sê, "Pa, het jy gehoor daai ou man te daar?" Sê ek, "Okay." En sê, "Pa, moenie worry nie, ek was klaar daar." Pastoor, ek was klaar daar. Jy sien, ek het iemand in my gemeente wat my hande omhoog hou waar my swak plek is. Hoor mooi. Want my swak plek is nie om by mense te gaan koffie drink nie. Ek het hierdie empatie om by mense te gaan koffie drink nie. Ek hou nie daarvan nie. Want ek weet nie in hierdie gemeente nie, by my gemeente werk dit so. Die dag wanneer ek vas wil almal my nooi vir koffie en koek gee. Maar die dag as ek nie vas nie, wil niemand my niks gee nie. Nee, ek speel. Weet jy uitsaai die kaart en wil gemeente nie. Maar ek gebeur ek 'n voorbeeld vanmôre is dat God wil hê ons moet die hande en die voete nie net van die Jesus wees nie, maar ook van mekaar. Ons het vanmôre gesing, bind us together, Lord. Hoekom dink jy wil die Here ons by mekaar bind? Want hy weet, daar gaan mense wees wat nie so 'n sterk punt het nie. Hy het dit geweet. Hy het dit geweet. Kyk, ek moet, as sekere goed ek in die bediening moet doen, maar sekere goed wat ek haat in die bediening. En nou skok ek nie. Kom aan, jy hou ook nie van alles nie. Amen. Ons hou nie van alles in die lewe nie. Nou kom die Here en hy maak verskillende kerke. En hy maak verskillende bedieninge. Nou hoekom het God die verskillende kerke gemaak? Heel eerste, sê die woord van die Here, dis omdat God dit so bepaal het en tweedens omdat hy geweet het mense verskil en mense se behoeftes verskil. Okay, nou hoekom het God ons bedieninge verander? Hoekom het almal nie dieselfde bedieninge nie? Want jy sien selfs Jesus, met alle respek, en nou weet ek gaan 'n paar van die skokke hier dalk uitloop. Selfs Jesus kon nie alles doen nie. Nou kan jy sê, ja, maar Wynand, hoe weet jy dit? Hoe kan jy dit sê? As Jesus alles self kon doen, hoekom het die disippels nodig gehad? Hoekom het die disippels nodig gehad? As Jesus dan disippels nodig gehad het, hoeveel te meer het ons mekaar nodig? En ek praat nie van pastore vanmôre, hoor mooi, en die nuwe ou wat kom en al hierdie goed nie. Ek praat van ons het mekaar nodig in ons bedieninge. Jy sien, daar's daar, dat geen of jy die pastoor is, en of jy koster is, en of jy op die kerkraad, of die Sisters Unity, ons almal het mekaar nodig. Ons het mekaar nodig. Daar's daar wanneer ek voel, the pressure soos 'n honder wat 'n bal by ring gelê. Dan voel ek, Here, alles is te veel vir my. Maar dan kom maar 'n suster of 'n broer en sê vir my, pastoor, come on, let's go for it, hallelujah.
Kom aan, ek is daar vir jou. Ek staan saam met jou. En jy sien, die Here het ons geroep eerstens om die heiliges toe te rus. Jy sien vanmôre kerk van die Here, as ons mekaar nie kan toerus nie, as ons nie hier 'n eenheid kan wees nie, vergeet om in die wêreld 'n verskil te gaan maak. Forget about it. Vergeet dit. Jy sien, ons moet mekaar eers hier toerus. As ons toegerus is, hoekom? Efesiërs 4 vers 12 en 13 sê vir ons, hoekom moet ons mekaar toerus? Hy sê vir ons uitdruklik daar, tot opbouing van die liggaam van Christus. Tot opbouing van die liggaam van Christus. Nou hoor gou kerk, God se business, God se besigheid, God se droom, God se hartsverlange, is nie die beste orkes nie. Is nie die mooiste ligte nie. God se hartsverlange is vanmôre nie, kyk hoeveel miljoene ons in die bank kan hê nie. Sien, God se business is nie geld business of 'n mooi ligte of 'n orkes business en al hierdie goed. Hierdie goed is mooi en is miskien belangrik, maar wat vir God belangrik is twee dinge. Eerstens is dat sy liggaam opgebou word tot dienswerk vir die koninkryk van die Here, en 'n tweede ding is dat daar 'n eenheid sal wees. Dis God se hartsverlange. God se hartsverlange vanmôre is dat ons een sal wees. God sê ek haat dit. Gaan lees 'n bietjie wat sy Spreuke. In Spreuke sê hy sê ek haat dit wanneer daar tweedrag is. Ek haat wanneer daar nie eenheid is nie. En God sê ons mag nie haat nie. Hy sê ek haat dit. Hy sê ek haat as jy vir mekaar. Hy sê julle is daar om mekaar op te bou. En kerk van die Here, is daar 'n tyd is waar hierdie gemeente u gaan nodig hê. Is dit nou? Waar hierdie gemeente vanmôre u gaan nodig hê, meer as ooit, is nou. Wat gebeur? Nou ek is nou al vir 'n paar jaar die opsiener, en ek was vir baie jaar op die dagbestuur, so ek kan vir u presies sê wat gebeur nou, as daar nie meer 'n pastoor in 'n gemeente is nie. En ek kan vir die bewys uit die Bybel uit. Luister, kyk gou vir my. Daar's nou wolwe wat die skape wil kom opvreet. Hoor mooi. Met allerhande dwaalleringe, met allerhande storieetjies, met allerhande kinderpraatjies, het jy gehoor pastoor John het dit gedoen. Het jy gehoor Netta dit gedoen. Het jy gehoor daai broer probeer nou oorvat in die kerk, want nou staan nie 'n pastoor en dink hy is in charge. Nou kom al hierdie storieetjies. En al wat gebeur, hoor nou mooi, al wat gebeur is, God staan met trane en hy huil oor sy kerk. En die duiwel jaag oor hierdie kinderstories, want hy's besig om 'n kerk uit mekaar uit te skeer. Kom aan kerk. Nou kan jy sê, kan Jesus huil? Ja, toe Martha Maria dood is, toe huil hy oor Lazarus. Nie oor Lazarus nie, oor hulle wat gehuil het. Hy het geweet hy gaan vir Lazarus gesond maak. Baie mense dink hy het oor Lazarus gehuil. Hoekom sê hy huil as hy weet hy gaan oor 2 minute iemand die dood het opwek? Hy het hulle hartseer en hulle pyn raak gesien, soos 'n hartseer en die pyn vanmôre raak sien. So kom ons kyk vanmôre, wat bou die liggaam en wat breek die liggaam af? Nou vanmôre, wat is die eerste ding wat gebeur? Wat breek die liggaam af? 1 Korintiërs 3. Jy kan dit by die huis gaan lees. 1 Korintiërs 3 vers 1 tot 7. Hy sê vir ons uitdruklik, wat breek die liggaam? In ander woorde, wat amputeer jou arm? Wat amputeer jou been? Wat amputeer jou of haal jou longe uit 'n gemeente? Heel eerste is verdeeldheid. Verdeeldheid. 1 Korintiërs 3 vers 1 tot 7. Nou, met kerk hoor mooi, en ek sê dit met baie liefde, en ek weet u gaan nou vanmôre vir my kwaad raak. Als kom engel Gabriël as u pastoor, en hier is nie eenheid nie, sal die kerk nooit 'n sukses wees nie. Is nie lekker om dit te hoor nie, maar is die waarheid. En die enigste een wat juig oor verdeeldheid en skinder en kwaad praat, is Satan. Is die enigste een wat lag daaroor en dink is 'n grap. Jy sien, elke keer as ek van 'n ander pastoor praat, of van 'n gebroer praat, of 'n suster praat, of van daai een praat, die woord van die Here sê vir ons in Spreuke 18, hy sê vir ons, in die mag van die tong, spreek jy lewe en dood, en die een wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. Maar in woorde, wat ons met ons tonge spreek, gaan bepaal of hierdie kerk 'n sukses gaan wees. Wat ons met ons tonge spreek gaan maak, dat hierdie kerk dalk uit mekaar uitspan. Maar ek glo met julle hart, dit gaan nie gebeur nie, want ek het vertrou in U, God het vertrou in U. Dan 'n tweede ding wat die liggaam afbreek, wat 'n hand of 'n voet afbreek van 'n liggaam, is onbetrokkenheid. Mense wat nie betrokke is nie.
Kerk hoor mooi, en dis die hartseer. Ek weet nie of jy die statistieke ken nie. Die hartseer ding vanmôre is dat, dis bewys, enige kerk, selfs in die megakerke, ek praat van duisende lidmate, net 20% van kerkslidmate is betrokke in hulle gemeente. Dra enigstens finansiëel by. As daar funksies is hulle daar, as daar bidure is hulle daar, as daar dienste is hulle daar, as daar 'n braai is hulle daar, as daar gevra word kom ons gaan werk by die kerk is hulle daar, net 20%. En ek het gaan kyk in my gemeente en nou ek breek nie nou meer nie, mense wat hier sit vanmôre my gemeente ken, weet ek het 'n redelike standvastige groot gemeente. En ek nie groot nie, groter gemeente. En ek wil vir julle selfs in my gemeente 23% in my gemeente is betrokke. Al sit ek met 'n paar honderd mense, is daar 23% mense wat betrokke is. Waarvan net 31% finansiëel bydra. Alhoewel ons 'n baie groter inkomste het as die gemiddelde volle evangeliekerk hier rond. Maar ek wil vanmôre vir u sê vanmôre, die gevaar is nie die 20% nie wat betrokke is nie, is die 80% wat nie betrokke is nie. Dis die hartseer. En ek wil vir u vra nou uit my hart uit nou, terwyl nie 'n herder is of terwyl daar 'n nuwe herder gaan kom. Onthou God het al reeds 'n plan. God het die toekoms geken. Dis nie dat ons planloos is nie. Maar wat belangrik is vanmôre is, al kom wie hier, is dat jy met betrokke word. Betrokkenheid bring eerstens nie net vir die gemeente, vir die liggaam. Onthou, dit gaan nie oor die kerk, dit gaan nie oor die volle evangelie, dit gaan oor die liggaam wat God hier geplaas het. Maar om betrokke te werk, bou nie net die liggaam nie, maar dit bou ook jou geestelik. Want betrokkenheid bring geestelike groei. Hoe meer ek betrokke is met God se werk, hoe meer geestelik groei ek. So dis die tweede ding. 'n Derde ding, dit gebeur nie hier nie, ek kan sien jy het baie lief vir mekaar, is hoogmoed. Hoogmoed breek die kerk af. Party kerke dink hulle is beter en hulle pastoor is die beste. Nou ek glo met alle eerlikheid, as God my môre wegvat van my gemeente af, kan hy iemand beter daar plaas. Ek het niks om op te roem nie. Ons roem op niks nie. As ons roem ons in Christus. Halleluja. Dan swak leierskap. Ons gaan nou nie vanmôre daaroor praat nie, en dan natuurlik laastens is, en hierdie is die gevaar, en ek wil vanmôre met julle praat. 'n Ander ding wat 'n kerk of 'n liggaam van Christus kan afbreek, is biddeloosheid. 'n Kerk wat nie bid nie, kan sy deure kan toemaak. 'n Kerk wat nie bid nie, kan vergeet om sukses te bereik. Nou ek het geen probleem met oumsalle nie. As jy wil oumsalle hou het. Maar ek het my gemeente nog vir my gesê, pastoor, ons wil oumsalle hê. Ek is 100% reg, maar ek sal nooit in my lewe bid hier stop. Ons gaan op 'n Dinsdag aan bid hier en op 'n Donderdag aan oumsalle. Maar jy stop nooit te bid hier nie. Jy stop nie om te bid nie. En wat hierdie kerk nou nodig het, is manne en vroue wat sal bid soos nog nooit tevore nie. Halleluja. Wat die Here se aansoek, want daar is nog steeds krag in gebed. Halleluja. God antwoord nog steeds as ons bid. Sy hand is nooit te kort om te help nie. Sy oor is nooit te swaar om te hoor nie. Halleluja. En hoe meer ons bid, hoe meer doen die Here wonders en tekens. So nou is dit tyd om te bid. Bid vir die gemeente, bid vir die liggaam, bid vir die leiers, bid vir pastoor John hulle, bid vir die nuwe ou wat kom. Bid gaan die verandering bring. Halleluja. Amen. Ek het al gesien oor kerk van die Here en ek wil vir julle sê ek het gesien my eie gemeente, ek sien my eie liggaam, my eie lewe, my eie bediening. As dinge nie reg gaan nie, kan ek maar gaan kyk wat is die probleem. Wanneer daar 'n geskinder of 'n kwaad praat, dan kan ek kyk daar's 'n probleem, dan sal ek sien dis wanneer ek gelek het om te bid. Wanneer daar dinge nie lekker gaan nie, dan weet ek, die antwoord is nie 'n mooier preek nie. Die antwoord is nie meer huisbesoek nie. Die antwoord is nie meer koek en tee nie. Halleluja. Maar die antwoord is op ons knieë voor 'n lewende God en hom aan te soek vir wonders en vir tekens. Halleluja. Nou wat bou die liggaam op? Ons het nou al hierdie slegte goed gehoor. Kom ons kyk wat bou die liggaam op. Ons amper met die klaar. Heel eerste is eenheid. Psalm 133, ek gaan sommer vir die keer. Psalm 133 sê, hoe lieflik is as die broers saamwoon, ook vrouens natuurlik. Broers voor saamwoon, broers susters saamwoon. As jy lieflik as die broers saamwoon. Hy sê dis soos kosbare olie wat afloop op die hoof van 'n arend tot op die baard en dan na die soem toe. Is ek reg? Hy sê dis soos, nou kom vers 2. Hy sê dis soos die dou op die berg van Hermon. Nou die berg Hermon het nooit reën gekry nie, dou het hom benat. Hy sê, dan sê vers 3, hy sê,
en daar, hoor mooi wat ek vir julle sê. Hy sê en daar gebied die Here sy seun. Waar? Daar waar sy olie afloop op die hoof. Kom aan kerk. Olie is 'n simboliek van die Heilige Gees, van die salwing. Tou is 'n simboliek van die heerlikheid van die Here. Nou hou kerk van die Here nou, hou jy banke vas, nou vir gesê, geen pastoor gaan hierdie kerk vol kry nie. Dis die Heilige Gees wat mense trek, mense se lewens verander en die bande breek en mense vrymaak. Halleluja. Dis the spirit of the living God. So wat die kerk nodig het, is 'n uitstorting van God se Gees sodat daar lewing kan plaasvind. Wat die kerk nodig het, is nie nuwe mense, nuwe pastore en great mense nie. Wat ons nodig het, is die werkinge van die Heilige Gees, die olie wat sal afloop op die hoof. Halleluja. Dat die heerlikheid sal afloop, die tou op die berg van Hermon. Die heerlikheid van die Here, want dit is die salwing wat mense trek. Dis die heerlikheid van God wat mense trek. Nou sê die Heer van die Here, nou wat gebeur? Nou kom ons terug na vers 1 toe. Hy sê hoe kosbaar is om saam woon. Nou sê vers 3, as jy kan saam woon, as daar 'n eenheid is, wat sê die Here? Hy sê daar gebied ek my seëninge. Gelees, daar staan 1 tot 3. As net 3 verse. Dis 133. Hy sê dis hoe kosbaar eenheid vir die Here is. God kan nie werk nie. Eenheid is vir God so belangrik dat selfs as 'n man en 'n vrou stry het, antwoord God eers in hulle gebede nie. Dit staan in 1 Petrus. So as dan nie eenheid eers in 'n gesin is, kan God jou gebede beantwoord nie. Soos ek en my vrou vanoggend beklei het, ons het nie, maar as ons beklei het, sou God nie vanmôre my gebede beantwoord, seker eers gaan regmaak het nie. Dis hoe God werk. En presies dieselfde in die kerk. Ons kan bid dat ons blou in ons gesig het, as daar nie eenheid is nie, kan God nie seën nie. Eenheid bring seën. So aan die woorde, as jy liggaam wil bou waar daar eenheid is, tweedens is betrokkenheid. Betrokkenheid in die gemeenskap en in die gemeente. Nie net in die gemeente, maar ook in die gemeenskap. Natuurlik moet ons betrokke wees. Maar is ook belangrik, kerk van die Here, God het nooit die kerk, nou weet ek gesê het gevaarlike grond. God het nooit die kerk gesê om vis te vang in 'n kooidam nie. Kan baie snaaks nie. Wat is die kooidam? Dis die gemeente. Maar God het gesê gaan vang vis daar buite. So u doel is om mense te gaan trek, want hulle nou skinder. En kwaad praat van hierdie gemeente en sê, julle het die pastoor sleg behandel, julle het dit gedoen, julle het dit gedoen. Om dan sê, nee, kom ons bou saam aan die koninkryk van God. Ons nooi jou, ons gaan haal jou. Jy sien mense kom nie, gaan haal hulle, halleluja. Mense wat nie meer kom nie, gaan haal hulle. Dis waarvoor God gesê het ek my en u gemaak binne in die kerk. Hy by 'n kerk. Sê daar kom te hoor, maar is die waarheid. Hy het gesê, raak betrokke in die gemeenskap. Bring hulle in. En daar's 'n mooi skrif, wat dink Dawid het gesê, hy sê, gaan in die landings in en dwing hulle na die huis van die Here toe. Dwing hulle na die huis van die Here. Moenie verskoningkies wat mense verskoningkies en allerhande goed nie. Sê, ek wil nie verskonings hoor, ek soek jou in die kerk. Halleluja. Soek jou by die koninkryk van God. Natuurlik derdens is goeie leierskap. Vierdens is natuurlik gebed. Dit bou die liggaam van Christus en nou laastens, ek sluit af. Sensitiwiteit teenoor die Heilige Gees. Kerk hoor mooi, sensitiwiteit bou die liggaam van God. En ek kan nie dit meer vandag meer beklemtoon vanmôre as dat u vanmôre moet weet, ons moet die Heilige Gees toelaat. En wanneer die Heilige Gees begin werk, dan, ek moet nou mooi my woorde tel. Wanneer die Heilige Gees begin werk, dan is dit nie altyd waarin ons gewoond is nie. Wanneer die Heilige Gees begin werk, dan dink ons self, ek het dit nog nooit gesien nie. Maar die slegte nuus is, die Heilige Gees laat hom nie voorskryf hoe hy moet werk. En wanneer hy wil werk nie. Ons is nie daar mekaar op te sweep nie, maar as die Heilige Gees begin werk, gaan hy mense trek. As ons net sensitief sal wees vir die werk van die Heilige Gees. Nou, ek glo met my hele hart, die kerk behoort aan God. Amen. En ek glo my hele hart, God het ons 'n liggaam saamgevoeg. En ek glo vandag dat geen duiwel, geen mens kan vandag kom en God se werk net afbreek en verwag dat hy gaan wegloop om daarmee nie. Amen. Sjoe, wat harde woorde. Wat harde woorde. Ek gaan vanmôre iets sê. Daar's 'n dame gewees. Ek gaan nou nie sê waar nie.
En sy het 'n storie loop en vertel dat ek het dit en dit en dit gesê. En ek het dit nooit gesê nie. Man het my kom sien. Ek praat van jare terug, baie jare terug. Dan man het my kom sien en hy was baie kwaad. Hy het gesê ek sal jou aanrand en ek weet nie wat so goed alles nie. En ek het hom net so gekyk en stil gebly en sê weet jy wat, as jy jou vrou wil glo, is reg, ek verstaan, dis jou vrou. En ek het stil gebly. En seker maar mense wat betrokke was in 'n kerk. En wat gebeur is, en ek sluit af hiermee vanmôre, en wat gebeur is, en ek sê nie dis hoe God werk nie, hoor mooi, dit sê ek nie, ek sê nie God het dit op 'n pad gebring nie. Maar jy kan nie net 'n Godsman aanraak, 'n gesalfde of 'n kerk, of gaan skinder en kwaad praat en dink daar gaan niks gebeur nie. En 'n hele dorp het begin praat en gesê, "Jesus maar Wynand, pastoor, hoe kon jy dit sê?" Dan sê ek het dit nie gesê nie, maar as jy dit wil glo, is dit reg. God is my regter. Jy weet nie wat die slegste ding, 6 maande later, 'n jong vroutjie van in die 30 sit met borskanker. En die slegte nuus is, terwyl ek daarna toe gaan en sê, hoorie, jy moet vir God en hierdie mense gaan regmaak. Jy moet gaan regmaak vir God en al die mense vir wie jy leuns vertel het, sodat God jou kan genees. Het hulle geweier om dit te doen, en 4 maande later, toe word sy begrawe. Sê ek, God het dit oor 'n pad gebring? Nee. Maar sê ek wel dat ons gebid het en God het dan nie genees nie, en ek sê nie dit is nie, dit kan 'n rede wees, omdat hulle nooit gegaan het, omdat hulle tong, hulle is besig om te eet die vrug van wat hulle gespreek het. Dis harde woorde dat ek vanmôre vir u sê. Maar vanmôre is dit tyd om te sê, Here, dit gaan nie oor pastoor Johnny. Dit gaan nie oor die nuwe ou wat kom nie. Dit gaan nie eers oor my broer of my suster nie. Dit gaan nie eers oor my man of my vrou nie. Dit gaan oor u koninkryk, Here. Al as ek hoe kwaad, al as ek hoe seer hier binne vanmôre. En al as ek seer, ek is kwaad vir mense. En ek is kwaad oor hoe hulle, miskien vir pastoor John hanteer het, of hoe hulle vir pastoor Predon hanteer het, of hulle wie ook al hanteer het. Here, ek vergewe vanmôre. Want dit gaan nie oor hoe ek voel vanmôre nie. Dit gaan net oor die koninkryk, Here. Dis nie my werk, Here, om mense uit te sorteer nie. U sal dit doen, Here. My werk is om te bid en die koninkryk van God op te bou. Mense toe te rus, om betrokke te wees, om die Heilige Gees toe te laat. Dis my werk. Amen. Al hierdie ander goeders wat daar is, maak nie aan my saak nie. En gelukkig het die Here my in my bediening, ek is al seker amper 30 jaar in bediening, die Here my een ding geleer, en dit is om jou ore toe te maak van wat negatief is, en te fokus op dit wat belangrik is. Moenie dink omdat ek amper 21 jaar in Kaapstad is, as nie mense wat sleg praat en skinder en kwaad praat nie. Ek weet dit, natuurlik weet ek dit. Maar ek weet ook ek werk nie vir hulle nie. Vir die koning van die konings. Die Here van die heerskare. En as u wil hê vanmôre dat God u moet gebruik in hierdie gemeente, as u wil hê God moet u gebruik tot opbouing van sy liggaam, is daar 2 goed wat vanmôre moet gebeur. 2 goed. Eerstens is, jy moet vanmôre sê, Here, ek bring my seer na u toe. Ek bring my seer. Seer wat mense my gemaak het. Seer omdat hulle, miskien van my of die pastoor of wie ook al gepraat het. Ek bring my seer vanmôre na u toe. Die tweede ding is, ons as pastore is nie volmaakte mense nie. Ons maak ook mense seer. Maar mooi. Ek weet, ek het al mense seer gemaak. Kom aan, ek is nie perfek nie. Maar ek sal altyd sê, Here, vergewe my. En ek sal vergifnis gaan vra. En miskien het iemand van u vandag hier sit seer gekry, as gevolg van 'n leraar. Maar vanmôre is dit tyd om te sê, Here, ek vergewe. Want hy's net mens. Net mens, wat ook foute maak. Net soos ek foute maak, net soos u foute maak. Die probleem is, mense wil pastore op 'n pedestal sit en sê, dink hulle is hierdie fantastiese engeltjies. Kom aan, ons suffer soos u, ons huil soos u,
Ons maak foute soos U. Ons het 'n gees, siel en liggaam soos U. Nie perfek nie. Ons probeer ook nie perfek wees nie, maar net God is perfek. En ek glo my hele hart, geen mens sal enige iemand, geen leraar sal enige iemand as prins wil seermaak nie. En daarom is dit vanmôre tyd, die eerste ding is om te sê, Here, het ek seer gekry deur iemand, of het ek iemand seer gemaak? Vergewe my vanmôre, maak my heel. Vergifnis is wat vanmôre moet plaasvind. En tweedens is, heling moet plaasvind. Want Lord, it's not about me, it's all about you. It's all about you. Kan ons saam bid, kom ons sluit net ons oë vanmôre. Vader, ek dank U vanmôre. Ek dank U vanmôre dat ons in 'n eenheid kan wees. Vanmôre kan weet, Here, dit gaan nie oor ons nie, dit gaan net oor U. En daarom bid ek vanmôre, Here, as die mense is wat seer het vanmôre, mense wat bekommerd is, wat vra het, mense wat miskien vanmôre moet opstaan en sê, Here, ek vergewe hulle wat my seer gemaak het. Maar vergewe ook my, Here, dat ek iets gesê het. En vandag vra ek, Here, plaas 'n wag voor ons monde. In Jesus naam, dat ons opbouers sal wees en nie afbreekers nie. Dat ons stigters sal wees en nie die koninkryk van God en die liggaam sal afbreek nie. Ek vra dit in Jesus naam. Terwyl elke oog gesluit is, ek gaan jou nie vra om te staan en ek weet dit is baie sensitiewe saak vanmôre, maar ek vra elke oog gesluit is. As jy vanmôre in hierdie plek sit en jy weet jy't seer, jy weet dalk jy het iets gesê wat jy nie moes gesê het nie. Of iemand het vir jou seer gemaak vanmôre. Jy wil ek net graag vir jou bid. Ek gaan jou nie vorentoe roep, ek gaan nie vra om te staan nie want dit is sensitief vanmôre. Wil ek jou vra steek net vinnig jou hand op laat dit dadelik sak. Wie is die eerste een wat vir my sê? Baie dankie, baie dankie. Oral gaan hande op. Baie dankie. Baie dankie. Vader, ek bid vir elke hand wat vanmôre opgegaan het. Ek bid dat U nou, Here, sal heel, dat U nou, Here, heling sal bring in hierdie gemeente, Vader. Ek bid, bind ons saam. Soos daai lied wat ons vanmôre gesing het. Bind us together, Lord. Bind us together. The cords that cannot be broken in Jesus' name. En ek dank U dat U die God is, die Heilige Gees is, wat genees en heel maak in Jesus naam. Amen en amen.